Nou ja, goeienaand Andries, baie welkom hier by ons en dis lekker om met jou te kuier. En ons gesels natuurlik die Sassak Challenge. Hoe gaan dit daar by jou kant? Nancy, Werner, Nancy en die mense wat gekyk. Dit is vir my baie goed, dankie. Ons is gespaar en geseën, dankie. Andries, die Sassak Challenge, het klink nou soos 'n een vreeslike storie en dis nou een van jou brainchilds daai waar jy gesê het luister daar kort iets en so 2, 3 jaar terug het jy begin met hierdie inisiatief. Vertel ons 'n bietjie van die inisiatief, die hoekoms en die waaroms en wat julle probeer bereik daardeur. Werner, baie dankie vir die geleentheid. So 'n hele paar jare gelede, so omtrent 4 jaar terug, het die uitvoerende bestuur van SASSAC uit die aard van die saak vergaderings gehad. En tydens een van hierdie geleenthede het Chris Shaw, die vorige president van SATSA, voorgestel dat ons meer sosiale geleenthede skep vir die uitvoerende bestuur om by mekaar te kan uitkom. En die gedagte was toe nou wat ek na vore gebring het vir die bestuur is dat ons so 'n sosiale geleentheid dan nou gebruik en dit omskep in 'n hengelaksie wat ons dan so aanleiding gegee daartoe dat ons nou hierdie jaar die derde Sesek Challenge gehad het. Met betrekking tot die kom ons sê die waarde wat julle uit dit uit wou kry. Wat is toe die al die spin-offs wat julle uit dit behalwe om mekaar nou beter te leer ken. Wat is daar nog wat julle gedink het dit kan bring en uit die aard van die saak na 3 jaar het julle nou seker 'n paar goed gesien. So wat is al die waarde toevoegings wat uit hierdie proses gekom het? Werner, ons dink ek 'n hele paar. Een van dit is die uitvoerende bestuur van Sesek het die verantwoordelikheid om die hengelsport reg oor Suid-Afrika te beheer en te besluite te neem oor die funksionering daarvan. So dit was vir ons noodsaaklik dat die mense dissiplines van hengel in Suid-Afrika. So dit was een van die motiewe agter die proses. So nou het 'n persoon wat diepsee hengel gedoen, bietjie te doen gekry met varswater hengel, en hy het nou meer begrip van die dissipline. En die ander doelwit wat ons ook gehad het is om 'n bietjie meer beter verhouding te hê met van ons vennote, waar ons dan julle as ons media vernoot, en ook een van ons ander vennote vir Columbia genooi het om by ons aan te sluit ook vir die naweek. En dit het ons 'n geleentheid gegee dat ons 'n bietjie meer 'n beter verhouding het ook met van ons vennote. As ons so in 'n vergaderingsomstandighede sit, Werner, dan is 'n mens meer in 'n formele omgewing, besluite moet geneem word en besprekings, so mense sosialiseer nie regtig nie. 'n Mens kan nie mekaar beter leer ken nie. En tydens die Sesek Challenge word ons opgedeel in pare en ons hengel saam met mekaar vir hierdie verskillende dae. En so leer 'n mens mekaar ken, beter verstaan en natuurlik praat 'n mens oor die uitdagings wat jy ervaar in jou eie federasie of jou eie assosiasie. En so kry ons 'n bietjie blootstelling van mekaar en ons leer by mekaar. Jy weet wat verhouding en sinergie het tussen die verskillende hengelassosiasies en federasie. Um oor die afgelope kom ons sommer nou maar 2 of 3 jaar wat dit nou gebeur het jy al reeds agtergekom dat die insig wat die onderskeie presidente oor mekaar se besigheid het in julle uitvoerende komitee vergaderings, het dit al verbeter, is daar meer begrip, sien jy al 'n verandering? Ja, beslis. Wat gebeur is wanneer ons besluite moet neem wat op almal van toepassing is, dan is dit besluite wat baie makliker tot uitvoering kan kom en tot goedkeuring kan kom want daar's meer begrip vir die ander assosiasies dat die besluite baie makliker en eenvormig is. Dis amper nie eens meer nodig vir ons om te stem oor besluite nie omdat daar soveel instemmigheid op hierdie stadium bestaan tussen die topbestuur. Great. Dis baie goed en well done op die inisiatief. Nou net so 'n paar vragies oor die afgelope naweek en ek kan nou nie vir jou vra wat het jy geleer uit dit nie want jy ken al 3 fasette en jy beoefen hulle almal en jy het presies geweet. Maar wat het jy ervaar in die kom ons noem dit nou maar
om die etenstafel en so aan. Wat het jy raak gesien van die aha moments uit jou kollegas uit? Wat dink jy, ehm daar kan ek so sê, wat het jy as vanselfsprekend aanvaar en die ander ouens gesê, "Wow, ek het dit nooit geweet nie." Is daar 'n paar sulke goed wat jy met ons kan deel? Een van dit wat ek van kan onthou is die impak wat die Karpengels se deernag hengelsessie gehad het vir die mense. Die aard van die saak is die meeste van hulle nie hengelfiks wat dit betref nie. So die teen die einde van die Vrydagmiddag toe was van daai mense redelik flou en seer spiere gehad want die vis het goed gebyt en daarvoor is ek baie dankbaar vir die voorbereiding wat daarvoor getref is. En dit het die mense baie goeie insaag in gegee in die uitvoering van die karphengel dissipline en jy weet die opmerkings was hulle het nooit geweet dit so fisiese sportdeelname hulle het maar gedink jy weet dit is maar 'n rustige proses waar hulle nie besef het dis 'n aan een hengeltyd nie. So dis die een ding. Die ander aspek wat werklik na vore gekom het is die gebruik van die konsentrate by oeverhengel waar die mense 'n bietjie meer blootstelling gehad het om konsentrate te gebruik om vis aan te lok en te laat byt. Dit was ook iets heel vreemd vir die meeste van hulle. En laastens by die feederhengel, jy weet die dun lyne, die fyn stokke, die klein hoekies, die meeste van hulle het geglo in Notre Dame gaan 'n mense vis geland kry met daai gerein en tot groot verbasing van hulle het hulle dit reg gekry en hulle het dit baie geniet. Daar's baie van hulle wat sê uit die drie dissiplines het hulle feeder die meeste geniet. Daar's van hulle wat gesê het hulle sal eerder wil gaan karphengel doen. So ek dink na gelang van die hengelaar se smaak het hy by elkeen van hierdie kan ek maar sê 'n tuiste gevind waarmee hy gemaklik was. Dis baie goed. Nou laaste dingetjie net vir jou. En jy het nou al hierdie fasette gedoen en alles. Nou is daar iets wat jy oor hierdie afgelope naweek nog steeds gesê het, "Jessie, ek het dit nou eintlik baie gedoen, maar ek het hierdie nie besef nie," of "Hierdie was vir my 'n addisionele leerpunt gewees," of enige iets wat vir jou 'n aha moment was of dalk 'n reinforcement moment. Werklik, jy weet Werner, al het 'n mens hoeveel keer vis gevang, is daar altyd iets wat 'n mens raak sien en ietsie wat 'n mens byleer en ietsie wat 'n mens ook nie dalk vergeet het en weer bevestig en een van dit was Yuri wat ons spits was. Nou Yuri is een van die welbekende feederhengelaars onder ons in ons land en een van ons tophengelaars en ek was bevoorreg saam met Lonna om die dag saam met hom deur te bring. Die aard van die saak is Lonna nie 'n hengelaar nie. So sy het nie goeie vaardighede gehad nie. So Yuri het heelwat tyd gespandeer om haar te help om by die afstand uit te kom waar die vis was wat gewy het. Ek het op 'n spesifieke afstand gehengel waar ek die vis gesien het en ek het daar gehengel ek in die hele dag daar gebly en ek kon gelukkig die vis daar bly vang. Waar Lonna moes sy het of te ver of te naby gegooi en dit het veroorsaak dat sy bietjie minder buite gekry het as ek en Yuri het hard gewerk om haar te help om op die regte lyn te kom waar die vis was wat besig was om te byt of te voer, laat ek dit so stel. Ja, elkeen van ons hengeldissiplines het 'n hardloop. Wat krities is vir sukses en ek dink by feeder is dit hengelafstand want die vis wat jy vang is die vis wat besig is om te voer. Jy trek nie vis nou oor 100 meter na jou toe nie. Jy vang eerder die vis wat besig is om te wy. En Yuri het net weer eens bevestig dat 'n mens die vis moet vang wat wy. En hy het haar gehelp totdat sy dit reg gekry het om by die regte lyn uit te kom en sy het toe 'n klomp visse gevang. En van hulle was regtig baie mooi geweest, van hulle was oor 7 kg. So daai klein stukkie hulp van iemand wat uiters bevoeg is in 'n dissipline het Lonna gehelp dat sy 'n klomp vis kon vang alhoewel sy die dissipline glad nie ken nie. Want die krits was gewees op Sondag met die regte afstand het die vis gelewer. En ons het die regte aas het hy ook vir ons gegee die hart van die saak, maar die krits was die afstand. Want toe sy hom op die regte plekkies neersit toe byt hulle lekker. Wel, ek moet vir jou en Lonna sê wel gedaan. Julle het Sondag loshande gewen. Julle het bykans 140 kg se vis gevang tussen die twee. En om dit te doen met een persoon wat nie eintlik hengel nie is wel gedaan. So dit beteken Andries Marie het 'n sak vol vis gevang aan daai daai Sondag. So jy het glad nie jou touch verloor nie. So baie geluk en well done. Jy weet ek het op 'n stadium baie keer gaan hengel saam met Gys en hy het vir my mooi gehelp
om die dissipline te leer, want ek hou daarvan om te weet wat aangaan in ons sport. En Gys het die basiese vaardighede vir my gegee en ek het net die basiese vaardighede reg gedoen Sondag. Jy weet ek het Yuri het op 'n stadium vir my gesê ek gooi die kolletjie mooi raak en dis soos wat ek nou net gesê het, dis in feite is dit een van die belangrike goed om reg te doen en Gys het dit vir my geleer. So Gys van die Westhuizen, dankie ou maat vir jou hulp. Andries, baie dankie. Ons sien uit om te sien hoe hierdie spesifieke inisiatief jou en jou uitvoerende komitee se kom ons sê se effektiwiteit, want ek dink dis waarop dit neerkom in binne julle bestuur verbeter en ons sien uit na volgende jaar sinne wat so 'n bietjie op die oop see gaan wees. Dinner, baie dankie aan julle ondersteuning wat julle vir ons bied. En ek glo ons sal met hierdie inisiatief die sport na hoër hoogtes kan vat en 'n baie gesonde leierskap kan hê binne ons konfederasie. Baie dankie vir die geleentheid. Okay, Andries, weer eens wel gedaan met die inisiatiewe en die manier wat julle as uitvoerende bestuur die sport werklik aanvat en groei en uitbrei en dis vir ons as hengelaars 'n riem onder die hart om te kan sien hoe julle ding doen en dankie dat jy ons groot kaptein daar is. Plesier wenner. Ons gesels weer. Dankie. Lekker aand. Totsiens.